Here, baie dankie dat ons kan sing tot U eer. Dankie Here dat U die lewende God is. Here, waar ons hierdie week Pinkster gevier het, die Heilige Gees wat in ons woon, wat uitgestort is. Here, vanoggend op Pinkster Sondag. Here, wat 'n voorreg dat ek, klein nietige mens, die eiendom is van die groot lewende God. En daarom is ek nie 'n wurm nie, Here, maar ek is 'n koningskind. En ek wil bid en vra dat U met ons sal praat deur U Gees, soos 'n pa met sy kleinkinders sal praat. Ons op die skoot kom tel en ons ore sal kom fluister, Here, en maak ons geestelike ore oop, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Amen. As mens dink aan Kersfees, die kinders, dan dink jy mos altyd aan daai spesiale persent wat jy gaan kry. Jy kan later nie meer wag vir hierdie persent nie. Of jou vrou sê, liefie, ek het ietsie vir jou gekoop. Wat? Nee, ek gaan nie sê nie. Is dit? Nee, ek gaan nie sê nie. En jy kan nie meer wag nie, want jy's vrek nuuskierig. En ja, manne, ons is ook net nuuskierig soos die vroumense. En jy is verskriklik opgewonde oor hierdie ding wat jy gaan kry. Hierdie geskenk. Jy tel die dae af na jou verjaarsdag toe of na die dag wat hierdie geskenk aan jou beloof is. En so gebeur dit ook met ons lewe, dat God het vir ons hierdie geskenk gegee. En ons wag met afwagting daarop. 'n Geskenk van 'n nuwe lewe wat ewig aanhou. En ons mense se breine werk mos nou so, ons weet maar ons mense gaan dood. Ons tyd op die aarde is beperk, ons liggame kan net so 'n entjie hou. Maar kan ons regtig God glo oor hierdie ewige lewe, hierdie lewe wat net aanhou? Want dit voel, as mens kyk na die wêreld, dat die dood neem oor. Dat Christendom groei nie so regtig as wat mens sou dink dit moet groei nie. Hoe kan God ons iets beloof van eendag wat dit sal aanhou, maar tog lyk dit nie vir my so nie. Kom ons gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 50. Okay, ja, sê ek nie, skus. 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 58 wat Paulus skryf, en dit gaan nou oor die opstandingsliggaam, en die ouens van Korinte was maar 'n bietjie die mekaar. Hoe werk dit? Nie soos ons baie keer maar is. Maar dan skryf hy in vers 50, wat ek bedoel, broers en susters, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons almal sal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal die onverganklike opgewek word. En ons sal verander word. Christo, kan jy my help met die onverganklike liggaam moet met die verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dan daai bekende woord in vers 55, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?
Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur Jesus Christus. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, wees onwankelbaar, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie ons vergeefs is nie. Klomp vreemde woorde, kinders, en dit klink nie lekker nie. Maar eintlik sê hierdie moeilike taal, maar net iets. Wat gaan gebeur wanneer die Here ons kom haal met die wederkoms? Maar die een ding is seker, en die eerste gedagte wat ek graag met jou wil deel vanoggend, die opstanding van die gelowiges is verseker. In 'n ander vorm, 'n ander liggaam, 'n ander dimensie. Maar die woord van God sê, ons gaan weer opstaan. En die woord van God is ons fundament van ons lewe. En as jy dan glo nie, dan moet jy by die woord uitkom en sê, maar ek weet, ek gaan weer opstaan as ek in die Here behoort. In 1 Korintiërs 15 vers 17 staan daar ook, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en julle is nog gevangenes van julle sondes. So die feit dat Jesus opgestaan het in die kruis, en die Heilige opgevaar het, die Heilige Gees uitgestort is deel van God se plan om ons te sê, ek is besig met 'n groter plan. En wanneer hy terugkom, gaan nie die mense wat dood is nie, maar ook die wat nog lewend is, sy liggame verander. Want in hierdie tyd toe 1 Korintiërs 15 geskryf is, baie jare terug, toe was daar die verwagting onder die Jode, dat Jesus een van die dae gaan terugkom, in hulle tyd nog. En nou 'n klomp jare terug het dit nog nie gebeur nie, en ons kan nou lang daaroor praat, en is dit nou, hoekom en waarom? Maar as die Here môre kom, en ons wat lewe, dan gaan ons liggame ook verander. 'n Liggaam van ewigheid, van onsterflikheid. En dan leer die woord ons mos om te sê, maar daar gaan nie meer pyn en dood en smarte wees nie. God se plan is baie duidelik. Hy gaan nie sy skepping weggooi nie. Hy gaan dit mooi maak. Hy gaan dit nuut maak. Want die probleem op die aarde is nie God nie. Die probleem is ons mense wat verkeerd kies. Die sondige aard van ons menswees wat kom en dan doen ons goeders wat nie 'n aangename geur afgee nie. Dan verloor ek my meer wat ek nie moes eintlik nie, en ek maak skade. Dink maar soos 'n saadjie, hè? As die saadjie wat plant, is hierdie ou kleiner ovaalrige dingetjie wat plant in die grond in. En daai saadjie verander. Hy kom op. Hy word die mooiste plante vir boom. En dit is my ongelooflik om te kyk as mense hierdie kuns rotse maak of self bome partykeer. Dit is baie mooi. Maar dit is nie dieselfde as wat die genuine, die oorspronklike is nie, wat God gemaak het nie. So ons kan probeer ons lewe mooi maak, maar God gaan vir ons nuwe liggame gee. Moenie bang wees vir die dood nie. Ons het vreemde gevoelens en vreemde reaksies op die dood. Want God gaan vir jou nuwe lewe gee. Dalk moet jy vir God elke dag meer dankie sê, Here, dankie dat ek weet waar ek vandaan kom, maar ek weet ook waarheen ek op pad. En ek sien uit vir hy eindbestemming. En terwyl jy in hierdie of op pad is na die eindbestemming toe, met die oortuiging van ek gaan weer opstaan in 'n ander vorm. Hoe dit is, maak mos nie regtig saak nie. Ons hoef mos nie boeke daaroor te gaan skryf nie. Wat belangrik is, ek gaan opstaan
met 'n nuwe liggaam. En dan die tweede gedagte vanoggend. Terwyl ek op pad is iewers heen, wat ek weet wat dit is, lewe in die lig van die opstanding. Jesus het geweet, hy gaan weer sy kinders kom haal. Dit mag vir jou voel, Here, waar is U? Here, kyk hoe lyk my huwelik, kyk hoe lyk my werksomstandighede, kyk hoe lyk Suid-Afrika. Nou voor die tyd het ek en Jacques, wat een van die voorsangers bietjie gepraat, hulle was mos lank in Australië, hulle is nie, en ek vra hoor die sal hulle wil teruggaan, en so 'n bietjie gesprek. En dit lyk dit so maanskyn en rose daai kant. Maar is dit noodwendig? Of ek wil Kaap toe trek, want dis ideaal. Ek gaan nou niks praat oor die Bosveld nie, want as ek nog gaan stryd teen die Bosveld, gaan ek baie moeilikheid kry. Maar ek dink ek raak vinnig lief vir die Bosveld. Maar waar jy is nie belangrik nie. Dis waar jy op pad is. En op grond van God se woord sê die Here, ons is op pad iewers heen. En as jy vandaan kom van 'n slegte pad en langs hierdie slegte pad het jy iewers te gekies vir die Here, dan weet jy mos dat verandering plaasgevind. Maar in vers 58 het ons gelees van, hou aan met die goeie dinge. Ons moet nou reeds rein lewe. Ons moet nou reeds heilig wees. En heilig beteken nie hierdie een kant, hallo, het niemand, ek is untouchable nie. Heilig beteken ek is spesifiek vir 'n rede hierso. Ek leef anderste as die buurman wat nie die Here ken nie. En ek het nou reeds moet ek lewe in daai opstanding. So alles wat God gedoen het waarde. Dis nie verniet nie. Jesus se sterwe en opstanding was verseker nie verniet nie. En die uitsorting van die Gees nog minder. En as jy nie vanoggend jy kan sit en sê, wow, dankie Here, dat die Gees in my kan woon. En weer eens, ek is 'n baie pragmatis en ek raak nie vasgevang in hierdie teologiese gesprekke oor waar presies is God nou nie. Ek weet nie lekker nie, maar ek weet hy is hier binne. Hy is in my gees teenwoordig wat my wil rig en lei elke dag. Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. En daarom, my boetie en sussie in die Here, leef met hoop en leef met moed, geestelike moed. Maar dis nie te vergeefs nie. Daai aanhou met die buurman wat niks wil hoor van die Here nie. Daai keer op keer wat jy die ou by die werk groet wat ongeskik is en wat vloek en jy wil sê so bietjie rustig met die woorde. Maar leef met hoop want jy weet waar jy is op pad. Staan op en het die geestelike guts om te sê sorry, ek kan nie meer hiermee saamgaan nie. Dis oneerlik my baas by die werk. Leef vol hoop en moed. Want dit is nie te vergeefs nie. Want ons weet waarheen is ons op pad. En vat mense saam met jou soontoe. Ek is seker Jesus was benoud toe hy sy disippels se voete gewas het voor sy kruisiging. Maar Jesus het geweet, die Vader is by hom. En hy het geweet, dat hy was volledig mens. Hy het ook hierdie emosies en die pyn beleef. Maar hy weet, hy is weer op pad om lewend te maak. Hy het geweet, waar kom hy vandaan? En Jesus het geweet, waarheen is hy op pad. En hierdie disippels wat 3 jaar saam met hom was, het ook nie lekker verstaan, Here, waar gaan jy heen nie?
Wie dan gesê, kom na ons toe. Sê maar, ek gaan weg, en ek stuur vir iemand groters, die Heilige Gees. En dan verwar party kerke dit met van iets groter, of hierdie groot krag, om al hierdie goeders te doen, en al hierdie, moet maar shows te hou, of, ek weet nie wat die regte woord nie. Maar die Gees van God wat in ons woon, gee ons 'n krag, gee ons moed, gee ons hoop, wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Wat jou bankbalans nie vir jou kan gee nie. Of die afwesigheid van 'n goeie bankbalans ook nie jou identiteit gaan bepaal en ook nie jou fokus gaan bepaal nie. Maar God wat hier binne jou is, bepaal dit. Gaan leef nou reeds die ewige lewe. Gaan wees nou reeds heilig, vol hoop, vol waagmoed, geestelike waagmoed. Want ons het nou reeds deel van die ewige lewe. Die dag toe jy tot bekering gekom het, of jy hart vir die Here gegee het, jy gekies het vir Jesus. Dis daardie dag wat jou lewe verander het. En nou herinner Pinkstersondag ons, gaan leef uit daardie krag uit. Gaan kyk anderste na die moeilike baas, omdat jy met Jesus se oë na hom kyk. Gaan kyk anderste na die ou onder die straat, wat dobbel en drink. Want God se Gees laat my anders kyk na die lewe. Het jy al ooit gedink, hoe gaan jou lewe wees? Of die impak van jou lewe, as jy met hoop en moed kan lewe? Nie wat die wêreld vir jou gee nie, maar dit wat God vir jou gee. Dink dit, as meer mense in nou stroom elke dag kan opstaan, en as gevolg van ons invloed, kan hierdie dorp totaal verander. Nie dat ek dink dorp is op 'n slegte plek nie, maar hoeveel mense kan as gevolg van jou met moed en hoop lewe? Jy wat die Heilige Gees in jou hart het. Kan ek jou aanmoedig vanoggend? Wil jy vanoggend dit opnuut weer in jou hart vasmaak, van die Heilige Gees wat in jou woon nie? Wil jy nie elke dag kies, oor en weer 'n keer en nog 'n keer kies, want dit is 'n keuse, dis nie 'n default mode en ons sit agteroor en dit gebeur net nie, maar dis 'n keuse wat ek moet maak, om voluit vir die Here te lewe. Wil jy nie wat al so mooi pad met die Here stap? Sê, Here, wys vir my, watter mense het nodig om 'n geestelike leier of 'n mentor te hê? Julle jong klomp? Nee, ons jong klomp. Want ek is onder die gemiddelde ouderdom van die gemeente. Ons het hierdie ouer ooms en tannies nodig in ons lewe. Ons dink ons is baie slim. Veral as jy so in die hoërskool is, vroeg na skool. Wat weet pappa en mamma? Bokkerrol. Dan kom jy op 'n punt waar jy besef, ek wens pa en ma was nog daar. Ons het mekaar nodig. Ooms en tannies, hierdie jong mense het jou nodig, om vir hulle iets te gaan wys van God se genade. God se tweede en God se derde kanse. Wat gaan jy met Pinkstersondag maak? Amen. Vanoggend het ons die wonderlike voorreg om nagmaal te vier.
'n nagmaal wat God ingestel het saam met die doop, is iets wat van God afkom, om ons te herinner wie hy is. Om ons te herinner van, waar kom ek vandaan, en waarheen is ek op pad? Want die Here het homself die nagmaal ingestel, en Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag, waarin hy oorgelewer is. Nou, dit beteken ons nou vir die kinders, as jy dalk nou nie mooi lekker verstaan nie, toe hulle Jesus gevange geneem het, Judas het hom ons verraai, sy een van die disippels, en toe die Romeinse soldate hom gevange geneem, en toe sy gekruisig. En ons weet alles was met teen die wet gegaan van daardie tyd. Maar weer eens, dit was God die Vader se plan. Ek verstaan dit nie hoe hy dit so gekies het nie, maar dis hoe God dit gedoen het. En die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net soos hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê het, hierdie beker is die nuwe verbond. Dis die Ou Testament is die ou verbond en hier's 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond is 'n liefdesooreenkoms van God se kant na ons toe. Al kom ek dit nie na nie, maar is God se ooreenkoms met my. Wat deur hierdie nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as jy daai drink tot my gedagtenis. Die gedagtenis dat as gevolg van God, as gevolg van die Jesus, God die Vader en die Seun wat gesterf het, opgestaan het, as gevolg van die Heilige Gees wat in my woon, kan ek leef met hoop en moed, want niks is te vergeefs nie. So elke keer as jy uit hierdie brood eet, of van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here, tot hy kom. Dood van die Here. Ons verkondig, Jesus het gesterf, hy was 3 dae dood, hy het opgestaan, en ons 'n nuwe lewe gebring. So ons verkondig daai kruisigingsmoment, tot hy weer kom. So die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd. Weereens net om te herhaal, verbond is iets wat God met jou sluit. Dit is 'n ooreenkoms. En dit laat ons terugdink in die eerste plek oor hierdie goed van die verlede, oor waar kom hierdie Bybel vandaan, en wat is die inhoud van hierdie Bybel, van dit wat verby is, van die sonde wat tans in ons lewe nog steeds is, maar in die verlede, 2000 jaar terug, het God gekom en 'n plan gemaak, en sy Seun aan ons plek gestuur. Maar die nagmaal is ook 'n waarborg. 'n Waarborg dat ek weet, ek is iewers heen op pad. 'n Waarborg dat die dag wanneer ek gekies het vir Jesus, ek 'n nuwe lewe het. Want nagmaal is vir gelowiges, is nie vir die heidene nasies nie. Is vir mense wat gekies het vir Jesus. En hopelik wanneer mens nagmaal gebruik by diens in verskillende kerke, verskillende denominasies, en dan sit dalk iemand wat nie die Here ken nie, dat ook die nagmaal, dat die Heilige Gees die nagmaal sal gebruik om met daai persoon te praat en sê, dis wat ek ook vir jou gedoen het. Maar dit waarborg dat ons weer sal opstaan. Maar is ook 'n gemeenskap met die Here en met mekaar. Want die Bybel, en die waarheid en die inhoud en die doel van die Bybel, en dit wat dit verteenwoordig, is verhoudinge. Verhouding tot God, verhouding tot mekaar. Nou ons op 'n klomp jare terug is, elke Sondag die wet so gelees het, en partykeer lees my die samevatting. Wat is die samevatting? Liefde tot God
en liefde tot my naaste. Naaste is nie die een waarvan ek net hou nie. Die naaste is daai een wat hier langs my ry, en die een wat ek nie van hou nie, en die een wat my seer gemaak het. Maar is ook die nagmaal vir ons 'n toekomsverwagting. Ek weet waarin ek op pad. En daarom kan ek met hoop en met moed lewe, want ek weet niks is te vergeefs nie. En daarom kan ons ook nagmaal met vreugde vier. Ja, dis 'n bietjie van 'n heilige oomblik, maar met vreugde. Want dankie Here, dat deur nagmaal het ek 'n nuwe lewe. Dankie dat ek nie meer die hoofkarakter van my verhaal is nie, maar dat U is. Want U het gekom en U het kom verander, kom nuut gemaak, kom skoon gemaak, kom herskep. En dan verwag die nagmaal, of nie die betekenis van die nagmaal, die waarde van die nagmaal, dat ek sal met dankbaarheid gaan leef. Want joh, ons kan kla, met die witbrood onder die arm. En my materiële welvaart of nie welvaart, is nie dieselfde as my identiteit in Christus nie. En omdat ek 'n nuwe identiteit het, kan ek met dankbaarheid lewe. Maar God se Gees, deur die nagmaal, ook jou hart kom aanspreek vanoggend.